Goeiedag vriende, ek wil vir ons lees uit 1 Johannes hoofstuk 4 van vers 7. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie liefde het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. En dan vanaf vers 16, en ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus. Waar liefde is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volkome liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Ons kan op verskillende maniere na die werklikheid kyk. Ons kan fokus op die individuele goed wat in ons en rondom ons en met ons gebeur, en dan kan ons daarop fokus. En partykeer fokus ons so daarop, dat dit die bril word, waardeur ons na die lewe, na God en na onsself kyk. Stel jouself voor dat die lewe 'n groot sirkel is. En binne in hierdie groot sirkel is daar 'n klomp klein sirkeltjies. Dis al die goed wat in ons en om ons en met ons gebeur. En dan ewe skielik kry ons iets soos 'n kankerdiagnose. Of ons kry slegte finansiële nuus. Of daar is iets baie spanningsvol wat vir ons voorlê. Dan is dit asof daardie een klein sirkeltjie binne hierdie groot sirkel baie meer prominent word. Dit word as ware 'n donker kol. Dit verg my aandag. Ek fokus so daarop dat ek as ware in daardie klein sirkeltjie ingaan. En dan word dit my werklikheid. Dit word dan ook die bril waardeur ek na die res van die werklikheid kyk. En afleidings maak oor hoe die lewe is, wie ek is, en oor wie God is. Natuurlik is dit noodsaaklik dat ons vrese en pyne en bekommernis nie moet ontken nie. Dat ons daarop moet fokus, dat ons daarin moet ingaan. Jesus het dit immers in Getsemane gedoen, waar hy erg geworstel het met sy Vader oor dit wat vir hom voorlê. Baie eerlik en baie opreg. En eerlik en opreg het Jesus geworstel met sy Vader aan die kruis, toe hy gesê het, my God, waarom het U my verlaat? So dit is noodsaaklik vir ons. Die Bybel nooi ons ook uit om met God te worstel oor hierdie realiteite van die lewe. Maar my pleidooi is, vriende, dat ons nie van daardie ervaring af uit 'n bril opsit en afleidings en aannames maak oor wie God is, wie ons is en hoe die lewe is nie. Ek wil jou uitnooi om op 'n ander plek te begin, by God self. En wanneer ons oor God self praat, dan weet ons dat Paulus in Kolossense sê, dat dan moet ons na Jesus kyk, want Jesus is die volle openbaring van wie God is. En hierdie teksgedeelte, vriende, wil ons juis daarmee help. Hierdie gedeelte sê vir ons op 2 plekke wie God werklik is. In vers 8 en vers 16 staan daar, God is liefde. Iemand het gesê, God loves as the sun shines. Die son kan nie anders as om te skyn. God is liefde. En daarom het
God lief. En daarom het God jou en my en ons lief, staan daar met 'n eerste liefde. Nêrens in ons lewe kan ons vir God eerste lief hê nie. God het ons altyd in alle omstandighede eerste lief. Hy het immers vir ons gesterf toe ons nog sondaars was. Iemand het gesê, daar is niks wat ons kan doen, wat kan maak dat God ons meer lief het nie. En daar is niks wat ons kan maak dat God ons minder lief het nie. Want God het ons eerste lief. Sy liefde vir ons begin by hom, die God van liefde. En dan kom ons by Jesus. In vers 9 en 10 staan daar, dat Jesus die bewys is, dat God ons lief het. Vriende, hierdie liefde van God is nie soos daai mooi liedjie sê, God is watching us from a distance nie. Nee, hierdie God het Immanuel geword, God met ons, die God wat sy liefde aan elkeen van ons kom bewys, deur Jesus, aan die kruis. Jesus se lewe vir ons, sy opstanding en sy hemelvaart. Dit was vir ons, as 'n bewys, dat God liefde is, en dat hy ons lief het. En dan staan daar verder in vers 17 en 18, dat hierdie liefde verdryf vrees. Dit vat die vrees tussen ons en God weg. Die vrees vir straf, die vrees vir oordeel, die vrees dat God amper soos 'n kwaai onderwyser gereed staan om my te straf. Nee, hierdie liefde verdryf die vrees, selfs op die oordeelsdag, en gee my volle vrymoedigheid om hom my Vader te noem, die sekere wete dat ek sy geliefde kind is. Vriende, ek wil jou uitnooi om 'n paar minute te neem en stadig en rustig weer deur 1 Johannes 4 te lees, en te kies om 'n ander bril op te sit, en daaroor na te dink, wat beteken dit om die bril van God se liefde op te sit? Dat hy liefde is, dat hy jou lief het met 'n eerste liefde, dat dit 'n liefde is wat nie met 'n praatliefde is nie, dit is deur Jesus sy hele lewe, dood en opstanding aan jou bewys, en dat dit wat met my gebeur in hierdie lewe is nie straf nie. Alles wat God doen met my en in my is gebore, gemotiveer vanuit sy liefde vir my en vir jou. Die feit dat ons daarop kan reken in alle omstandighede, in alle verhoudings, wat ook al met ons gebeur, dat God ons lief het. Ek wil jou uitnooi om hierdie keuse te maak, om liewer hierdie bril van wie God is op te sit, as om vanuit ons individuele gebeurtenisse 'n bril op te sit en dan afleidings te maak oor wie God, hoe die wêreld en hoe die lewe is. Here Jesus, dankie dat U vir ons die bewys is dat God liefde is, dat hy ons eerste lief het, en dat daar een ding is waarop ons kan reken, dan is dit God se liefde. Help ons om met hierdie bril na U self, na die wêreld en na ons te kyk. Amen. Mooi loop, vriende. Totsiens.